Welcome again to Are We Relevant? Today's program featuring some of the sermons preached in last decade. For more information, log on to our website, www.arwerelevant.co.za. Now here is today's program. Here, ek dankie vir die voorreg wat ons kan hê in hierdie land om nog die evangelie van Jesus te verkondig. Geef ons woorde om te spreek, Vader. Ons vra nie ons verdien nie, maar Here, omdat ons so afhanklik is van U. Amen. Vanoggend gaan ons aanraak iets wat baie belangrik is. En dit is dit. Twee vrae wat die kind van God vra. Die dag as hy sy hart aan die Here gee, is daar twee vrae. Wat was hy die vraag wat hy gevra het? Kom ons kyk vraag 1. Wie is U, Here? Wie is U, Here? Jy moet al in jou lewe vandag gaan kyk. Gaan terug na jou verlede toe. Waar is my dag wat jy vir die Here gesê het? Here, wie is U? Here, ek het probleme. Wie is U, Here? Kom tog na my. Leer my tog, Here. Jy moet 'n datum hê wat jy kan sê, maar ek het hierdie dag, soveel jaar, 1978, in 'n army tent het ek my hart aan die Here oorgegee. En weet jy wat ons daarna net ook het gedoen het? Toe ek vir die Here dadelik gevra het, my hart aan hom oorgegee het in 'n gebed, sonder gebed, toe die volgende, Here, wat wil U met ek doen? Toe kry ek 'n boodskap, gaan na hom toe, na my geestelike vader toe. Dadelik opgestaan, my geestelike vader toe gegaan. Want sodra hy oomblik van verlossing is van sonde, wat ons gesê het, van jou vreugde. Jy moet vreugde hê oor jou verlossing van sonde. Dan kom hy ding in. Here, wat wil U met ek doen? En toe jy dit jare terug gevra het God miskien vir jou dit gegee. God het vir jou gegee, 1978 vir my gegee, nou as ek wil voltyds sê, jy moet vir my werk. Ek roep jy tot voltydse diens in my. In 1978. Jy moet miskien teruggaan na jou boek toe en sê, waar is die dag dat God my geroep het? Miskien was jy nog ongetroud. Miskien was jy nog nie getroud nie. Miskien het jy toe 'n besigheid gekry. Miskien sit jy vandag hier so en sê, nee, ek kan hom nie dien nie. Ek sal wag tot ek aftree. Maar vanaand sterf jy miskien aan 'n hartaanval. Weet jy of jy môre gaan leef nie? Jy sien, ons weet nie. Miskien my laaste keer dat jy my hoor preek vanaand. Miskien is ek eintlik sterf van 'n hartaanval. Ek hoop nie so nie, want ek wil nog lank vir Here werk. Maar ons het geen ding daaroor nie. Mevrou, meneer, broer en suster, jy moet vandag aansien as jou laaste dag op hierdie aarde. En soek by God se wil, maar dit gaan aan. Bring hom. Hy lees daai vers wat sê, dat julle volmaak en die volkome mag staan in die wil van God, ganse wil van God staan. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat beteken daai woorde. Wat beteken om sy wil te hê? Wat God graag wil hê ons moet doen. Wat God beveel in sy woord, opdragte wat God aan die mens gee. Die woord van God. Dit is sy wil. Dit is sy wil. So jy moet doen wat dit beteken wil is wat daar beteken. Ganse, die volledige elke opdrag in alles. Ons wil kyk hoe vol is jy. Jy moet vandag jouself meet. Vat jy jou bekertjie en meet dit. Okay? Om vol te maak tot daar genoeg is. Is jy so vol van God se wil? Of is jou emmertjie maar leeg van die wil van God? Ja, ek gaan kerk toe en ek gee my 10de. Ek dink dit sal vir my die deur van die hemel oopmaak. Want julle het lydsaamheid nodig om nadat jy die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Baie mense kom na my toe en sê vir my, Nellis, God bless me beyond and above. Weet jy hoekom? Dit is verkeerd om. Want julle lydsaam nodig die wil van God nadat julle wat? Nadat julle. So, daar staan vir my nou 'n bietjie probleem. Ek kan nie vir jou bid nie. Want dan gaan my gebed in verkeerd wees. As ek vir jou bid, Here bless hom. Ek bless hom vir my. Dan sê die Here, maar okay, daar staan nadat. Hy's nog nie in my wil nie. Ek wil hierdie boeta nog in my wil kry, dan sal ek hom bless. Hy moet eers in my wil kom. En dan staan, dit gaan nog 'n lang tydjie wees nadat jy die wil van God gedoen het. Kom ons gaan verder, Martietjie.
Maar soek eers die koning, julle ken nie die versie, ek weet nie of dit vir julle iets beteken nie, maar soek eers die koninkryk van God, geregtigheid, al hierdie dinge sal soek eers die wil van God. In Engels staan daar, in al die vertalings in Engels, seek first the will of God. Het jy al dit gedoen? Het jy gekom en sê, Here, wat wil jy met ek doen? Sê nou maar jy het tot bekering gekom. Jy werk al weet hoeveel jaar vir man. Maar nou ken ek hier vir 5 jaar. Het jy dan teruggegaan na God toe en sê, wat wil jy nou hê met ek doen? Maar nee, ons gaan net aan en sê, nou voel ek goed. Ek het nou my Jesus gebedjie opgesê, Here, vergeef my sondes, nou is dit goed. En dit voel so goed. Die dag as jy die Here wil dien, en hy dien jou voltyds, gaan die Satan jou aanval. Hy gaan jou aanval en hy gaan jou vreugde vat. Hy gaan alles probeer doen, want jy is die moeite werd om aangeval te word. Broer Andrew het hierdie gesegde. Ons het almal 'n roeping om die Here se werk te doen, tesame. Om dis nou jy en ek, te moedig om van tyd tot tyd stil te staan aan persoonlike verantwoordelikheid as deel van die wêreldliggaam van Christus. Jy moet op 'n stadium in jou lewe kom en sê, ek gaan werk en dan kom in die volgende oggend ek's daar en dan kom weer en gaan werk en doen eet sop en dan gee vir die kinders kos en ek vir die hond kos en vir die kos en dan nou gaan ek slaap. En kyk, nee, kyk eers 'n soap en dan gaan slaap. En dit gaan elke dag net aan en aan. Jy moet gaan staan en sê, wat 'n nuttelose lewe. Lei ek, Here, wat moet ek doen? Dit kan nie net elke dag dit wees waarvoor iemand geskaap het om hierdie werk te werk nie. Ek moet 'n volle lewe in die Here hê. Daarom moet julle nie onverstandig wees, maar verstaan wat die wil van God is. Daar's 2 woorde wat jy het gaan ondersoek. Die woord onverstandig, stupid, dom, agterloosig. Moenie stupid wees, maar gaan soek na die wil van God. Moenie agterloosig, moet dit nie agterlaat nie. Moet dit nie hier los in jou lewe nie, gaan haal dit weer verstaan. Wat wil jy hê? Moet jy doen, Here? Jy kan nie so aangaan nie. Jy kan nie net sê, maar ek is alright. Ek is in die Bybelstudieklas, ek het dit nie. God het vir jou 'n eksklusiewe plan. Hy het vir jou 'n plan. As jy met mense praat, jy sê, wat jy wil van die Here vir jou? Hoe bedoel jy nou? Wat is God se wil vir jou? Wat is jou doel? Ek het sekere doel, ja. Mense is nooit seker, die vra maar vir onder jou, maar dit gaan nou. Wat is die rede is dat mense God se wil doen? Gebrek aan oorgawe. Misgeboortes. Ons gaan vorentoe, die man sê, broer en suster, kom vorentoe, as jy sondevol, kom vorentoe, gee jou naam, en sê gou hierdie gebedjie op. Wel, nou is ek alright, ek gaan uit by die crusade, nou voel ek goed, maar, ek wil vir jou vra, wat het jy hierdie week ervaar deur die Here? Wat het hy vir jou gedoen? Hoeveel mense het jy hierdie week vertel van Jesus? Is dit sy wil? Ja, jy moet elke sekonde vir hom vertel. Kom ons gaan verder aan. Menslike swakheid. Net nie lus nie. Nie lus. Ek lus om dit te doen nie, want as ek nou dit gaan doen, dan gaan dit en dit van my wees. My kinders is nog in die skool. Ek sal wag tot hulle uit die skool uit is. Doelbewuste ongehoorsaamheid. Maar dit daarvoor niks te sê nie. Gebrek aan begrip. Jy het 'n spesifieke doel. En as jy in die kerk sit en jy is nie besig in hierdie kerk nie, sondig jy. Oeps, moet ek nie dit sê. Okay. Gebrek, jy kan God se wil misloop. Ek het God se wil misgeloop in die Kaap. Toe ek was nou die tweede beste wil vir God. Maar dit is nog steeds my beste. So ek raai hom aan, soek hom nou. Terwyl hy hier is in die kerk, hy sit hier by jou langs jou. Sê, Jesus, wie is u, Here? Ek soek u, wat wil ek vir u doen? En dit is Exodus, ons gaan dit 'n bietjie daaraan, ek wil vinnig dit met julle net deel. Daar verskyn 'n engel aan die brandende bos, aan Moses. Hy verskyn aan, Moses kom nader. Wat die dinges gaan nie aan? Moses kyk na die brandende bos, daar praat God. Hy sien net nader gekom, kyk jy kan sien. Moses, die Here, hy sien hy's nuuskierig. God werk so, ek sal net vir jou wys. God werk so, hy maak eers iemand nuuskierig, jy kom in 'n kerk. Jy wonder wat beteken dit, wat bedoel dit? En die Here werk die Gees. Maar ons gaan dit nou vir jou op aandeel. En hy sê, moenie nader kom nie, want trek jou skoen uit, want jy is op heilige grond. Moses, gewoonlik kom God na jou toe. Ons gaan nie na God toe. God is hier by jou.
Hy praat nou met jou deur die Heilige Gees. Ons besef nie. Ons besef nie dat ons God is ernstig met hom. En hy wil hê, jy moet weet wat jy moet doen. Hy wil hê, jy moet 'n exciting lewe hê in hom. Wie my geboeie het en bewaar, dit is hy. Kyk nou, ons het behandel op. Hom sal my Vader lief hê en ek sal hom aan jou openbaar. God het na Moses toe gekom, hy openbaar ons aan hom. God gaan hom aan jou openbaar, maar dit is hy wat my woord in sy hart bewaar. Hierdie bring God na die mens. As jy hier sit en jy is nie dit nie, jy het nie dit in jou hart gebeere nie, as jy agterkom, jy speeg. Dominee, kom, bid vir my dat ek meer geloof kry. Nee, sis, jy gaan lees die Bybel toe. Maar dominee, my geloof is min. Dan lees die Bybel. Dit bring jou geloof. En as jy dit doen, dan gaan hy aan homself aan jou openbaar. Dis so hy werk, hy kry jy is nuuskierig. Wat is dit? Hy laat die bos brand. Wat het dit gebrand? Hoekom brand die bos? Eksodus 19, en die Here het met Moses gespreek, ek sal na jou toe kom. Dis wat hy doen. Hy klop aan die deur van jou hart, nader tot God en hy sal tot jou nader. 2000 jaar gelede het God na die mens toe genader. Hy het gekom en 'n kruis gesterf vir jou. Nou is dit jou beurt. Nou is dit jou beurt. Hy het tussen ons kom bly, nader, hy het tot ons genader. Sodat ons kan vrede hê. Nou kan ons net gaan as hy Jesus, en hy sal daar wees. Wie is die Here? God het altyd 'n plan. God het 'n plan met jou, dat jy vanoggend hier is. Dat jy moet nader kom. Soos die disippels nader gekom het, en hulle sê, hulle was verbaas gewees hoe al die visse. Dis Jesus, wat gekom het, sê, ek wil julle nader hê. Ek sal julle vissers van mense maak. En as jy nie daar is, op die strand, of in daai woestyn waar die brandbos is jy te ver van God af. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus neer. Ek wil hê dat jy vandag moet sit en nie God se wil liglig af nie. Toe hulle dit sien, toe val hulle neer voor hom en sê, Here, wat is u wil? Ek gaan julle vissers van mense maak. Weet jy al wat die wil van God vir jou lewe? Hoor ons die stem van God. Weereens kom ons terug na hierdie wonderlike boek toe. O, Here, as jy net weet, hoe meer jy vul, dat jy op die ou eind, as jy loop in die straat, as jy loop, as ek en hierdie manne by mekaar sit in die agtergrond, ou Isak en ek kom en dan sê, daar staan in die woord geskryf, dan sê ek kom en dan sê, doen en daar staan ook geskryf, dat is vul, by die woord van God is die geheim, om te kan sê, Jesus, daar staan ook geskryf, vul jou met hom, die woord is 'n lamp, daar sê dit vir jy klaar, as jy lig, as jy in die heilige duisternis is, as jy op die heilige moment in die duisternis, dis die lig vir die pad. Ondersoek jou voornemens en jou planne. As jy oor die wil van God soek, waarom gaan jy hierdie werk verander? Hoekom wil jy die werk verander? Sodra jy 'n beroep kry, of sodra jy iets kry, waar ander werk wil verander, Here, is dit nou ek wat dit laat? Ondersoek jou voornemens en jou planne. Ondervra jouself, is wat ek nou doen skriftuurlik? Kom 'n vrou na my toe nou die dag so ruk terug. Nou, God het my gesê in 'n droom, ek moet my man skei. Dit staan klaar in die skrif, moet nie gebed nie, moet ek my man skei nie. Jy is vir ewig vasgemaak aan hom, jy het geen rede om te skei nie, dit staan in die Bybel. Moet ek disippels maak? Ja, daar staan, moet nie vir Here bid nie. Moet ek vir die armes gaan sorg? Moet nie bid vir die armes nie, gaan doen iets vir die armes. Vra die Heilige Gees om jou skrif te gee. Hy doen dit. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Wanneer jy voel, jy moet iets vir die Here doen, luister mooi, dit is belangrik. Wanneer jy voel, jy moet iets vir die Here doen, en jy bid daaroor, Here, moet ek iets doen, ek moet ek daai boeta, Here, ek wil weet iets in die kerk, moet ek gaan betrokke raak by die koor, moet ek betrokke raak by dit, en ewe skielik voel jy, hoe meer ek al bid, elke keer as ek die woord sê, Here, moet ek dit doen, dan word het dieper en dieper in jou. Dan begin, dis een van die tekens wat jy kan sê, oké, dit begin van God afkom. As jy saamstem daarmee, en dit gehoorsaam, kom daar, oké, nou wacht eens bykie. Nie as jy saamstem nie, as jy nou klaar saamgestem het, dit is van God af. Ons wil kyk om die wil van die Here te doen, jou wil. Okay? As jy saamstem daarmee, en dit gehoorsaam, dan kom daar 'n ewige vrede oor jou siel. Maar daar's 3 verse
wat my lewe omgekrap het, omdat ek vandag hier staan. Matteus 7:21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk ingaan nie, want alleen hy wat die wil van die Vader doen. Dit nie, daar's twee mense, daar's een ou wat sê, Here, Here, en daar's 'n ander wat sê, Here, hy gaan hel toe, hierdie een gaan hemel toe. Nie almal wat vir my sê, Here, Here nie. Nou broer en suster, ek wil weet, wie is die ouens wat sê, Here, Here, wat hemel toe gaan? Ek wil een van hulle wees, ek wil nie van daai Here ouens wees wat hel toe gaan nie. So, dit is wat jy vandag vir jou moet vra. Is jy besig om Here, Here te jol, of is jy Here, Here? Okay, die volgende ene. Want die poort is nou, dan ek het dit gaan ondersoek in Grieks, Hebreëus, alles wat ek al in my hande gaan kry. Die pad is nou. Hy's nou. In Grieks beteken dit nou, minute, small, infinite. Toe vra ek van my Here, ek sê, Here, wat beteken dit? Hoekom gaan daar min mense wees op die pad? Min vind die pad. Broer en suster, jy moet begin soek na die pad. Want hy nou beteken vol versperrings, vol struikelblokke, vol dinge wat ek in die pad het. Nou Here, dit is nie maklik in die pad nie. Ek weet my kind, maar loop hom, ek is in die einde daar. Jy moet 'n moeilike pad loop, as jy 'n gemaklike pad in Christus loop jy miskien daai ander ouens wat sê, Here, Here. Okay? En die wêreld gaan verby en sy begeerlike, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Toe ek dit sien eendag, hy wil van God bly vir ewig. O Here. Broer en suster, ek praat met myself. Jy moet op jou knieë soekend wees. Die hel is nie 'n maklike plek nie. Maar jy hou dit net so. En die wêreld gaan verby, maar hy en sy begeerlike, maar hy wat die wil van God nie doen nie, bly vir ewig in 'n vurige hel. Hy wat nie die wil van God doen nie, bly in 'n vurige, ewige hel. Maar hy wat vandag sê, Here, wees U, wat moet ek vir U doen? Sal vir ewig in die hemel sal met God bly. Waar staan jy? Het jy al gevra van wat wil jy ek moet doen? Dan is dit miskien vandag jou tyd om dit te doen. Our prayer is that you have been blessed and encouraged by this sermon. You can contact us via our website or Facebook page. Please share a testimony on how this sermon has blessed you.